Baie eenvoudig. Nee, dus ek edit absoluut niks nie. Okay, goed, dan die volgende ene is F. Sê hulle vir jou is 100 Newton en dit is 30 grade suid van Wes. Okay, nou hier het party van julle 'n bietjie skeef gegaan met julle rigtings. Okay, meeste van julle kon daai 100 Newton, dis 10 cm, baie mooi, maar 30 grade suid van Wes, dit is nou die vraag. Sean, sê gou vir my, as ek sê 30 grade suid van Wes, is dit meer Wes of meer suid? Meer Wes. Okay, so suid van Wes. So Wes is waar hy nader aan lê. So jou gradeboog gaan jy so sit. Okay? Daar. En jy begin hierdie kant. Daar's ons Wes. So hy's nie heeltemal Wes nie. Hy is 30 grade suid van Wes. So jy gaan jou gradeboog afmeet, as jou gradeboog nou daar is, dat daar min of meer daar gaan 30 grade wees. En jy maak daar 'n kolletjie. Okay, so gaan kyk of jy nou saamstem met wat ek nou net gesê het. As dit nie doen nie, dan het jy dit verkeerd afgemeet. Wat fyn is, jy wil dit nou regmaak. Okay. So en dit is 10 cm, so dit is min of meer daar rond, so. Okay, onthou jy label alles mooi. E is bla 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 bla. F is bla 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 bla. Ja. Juffrou, is dit reg as ons dan sê E is gelyk aan 60 Newton at oos? Uit oos is reg, ja. Okay. Volgende ene is G is 45 meter per sekonde, 20 grade oos van suid. Okay, nou daar was 'n vraag daaroor in die klas. Meter per sekonde, jy weet wat? In plaas van die vorige was gewees Newton, die vorige vraag was gewees meter. Dis net 'n eenheid van waarmee jy nou besig is. Okay, ons gaan vrae doen, waar ek vir jou gaan sê, 'n vliegtuig ry 45 meter per sekonde. Okay, so dan is dit net sy spoed, of sy snelheid, en snelheid is 'n vektor, en vektor is 'n fisiese hoeveelheid met grootte en 'n rigting. Ja, okay, so daai, jy mind nie daaroor nie. Meter per sekonde, jy registreer dit nie eers nie. Okay, 45 beteken dit is 4.5 centimeter, want jy gaan gedeel deur 10, en dan is dit 20 grade oos van suid. Ethan, is hy meer suid of meer oos? Nee, meer suid. Okay, so 20 grade oos van suid beteken suid is jou verwysing, en ons gaan oos gaan. Daar's oos, hierso is suid. Okay, so jy sit jou gradeboog so neer, en hy's nie heeltemal suid nie, hy's 20 grade oos van dit, so jy gaan 20 grade op soontoe. Okay, so sit jou gradeboog neer, maak seker, as jy hom neergesit het, hy 20 grade op van daar af, so dit beteken daai hoekie is 70 grade. Okay, so hierdie hoekie, as jy nou hier lê, is 70 grade, dit is 'n kort enetjie, 4.5 cm daar. So daai hoekie daar is 70 grade, daai hoekie daar is 20 grade. Okay. En dan sê jy nou G, bla 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 bla. En hy is 4.5 cm, ja. En dan die laaste ene sê ek vir jou is H is 70 meter per sekonde, 35 grade noord van Wes. Cameron, is hy meer Wes of meer noord? Hy is meer Swag geduldig. Jy is heeltemal reg. Hy is meer Wes. Sê goed, waar's Wes? Daar's Wes. Waar's noord? Daar's noord. So ek sit my gradeboog daar neer, so. Ek begin hierdie kant Wes, maar nie heeltemal Wes nie, 35 grade noord van dit. So jy meet af daar 35 grade, jy maak 'n kolletjie, en 70 meter per sekonde beteken hy gaan 7 cm lank wees. En dan is jou lyntjie, wat sit 35 grade? Daar. Ergens. Wat is hy? H. Okay. Julle sien ek teken nou vrye hand, dis net omdat my prentjie en jou prentjie gaan nie ewe dieselfde lyk presies nie, want myne is nie op skaal nie. Maar ek teken dit met 'n liniaal, net wat julle almal mooi gedoen het. Jou pyltjie teken jy mooi, jou sentimeters met jy mooi af. As jy vashak met die hoekie, moet jy vir my, as ek nou klaar verduidelik het vandag se les, moet jy jou hand opsteek dat ek jou kan kom help. Okay. Goed, enige vraag? Ja. As ons hoor oor sy wes moet teken, dan moet hy nie so speltjies hê nie, of kan ons speltjies opsit in ons lyne.
Jou verwysingslyne. O, nee, hy hoef nie pyltjies sê nie. OK. Sal ook nie vind gebeur as hy 'n pyl het. Los liewer sy pyl. OK. Goed, terug in jou notas en ons het laas geëindig met resultante vektore van die mannetjie in die bus. Nou gaan ons by die volgende metode kom. So resultante vektore gaan ons op 3 maniere doen. Ons gaan doen, ons het gedoen lineêre metode. Dan gaan ons kopmansterk en dan gaan ons doen parallelle. Nou kopmansterk is presies soos wat ek sê. Een ding na die ander en dan die volgende ding. So atletiek is Vrydag. Meneer de Milander, hy loop ons nie, hy hardloop. Okay? So meneer de Milander is by die tydhouers. En toe hardloop hy na die spiesgooi. En toe hardloop hy na die 200 meter afsnit of afskiet of wat ek al en toe gaan hy wat is dat doen onder is dit die diskus? Ja, toe loop hy diskus. Loop. Wat is meneer de Milander se verplasing? Okay? Hy begin by die afskietplek, nie die afskietplek, nie die tydhouers plek en toe het hy geloop heel aan einde na die diskus toe. So gaan 'n reguit lyn van waar hy begin het tot waar hy geëindig het. So ek het jou gevra wat is hy afstand wat hy geloop het. Dan sê jy dit. Okay. Maar die bewoording wat ek wil hê jy moet opgelet het wat jy nie het nie, is ek sê en toe. So hy was daar en toe loop hy spiesgooi toe. En toe loop hy 200 meter afskiet. En toe loop hy na diskus toe. Okay, so daai woorde en toe is jou clue dat een ding gebeur het en toe die volgende ding gebeur het, toe die volgende ding. Want ons gaan by 'n plek kom, waar klomp goed gelyktydig gebeur. Okay, maar ons is nou by en toe. So daar, as ons dit hoor of lees, dan gaan ons die kop by stert metode gebruik. Okay, dan gaan vinnig lees en sê, wat is die kop by stert metode? Dis die bepaling van die resultant. Okay, so wat ons gaan doen, wanneer vektore opeenvolgend inwerk. Opeenvolgend beteken 1, dan die volgende ding, dan die volgende ding, dan die volgende ding. Okay, so wat ek vir jou daar verduidelik, en jy gaan sien, ek gaan nie highlight nie. As ek sê vir jou, wanneer goeders opeenvolgend gebeur, dan gaan jy sê, reg, ek begin hierso, en dan trek jy die vektor, en daar waar die vektor eindig, waar die pyltjie eindig, daar begin my volgende vektor. En daar waar hy eindig, daar begin my volgende, en my volgende. Okay, so dit beteken nie almal met dieselfde beginpunt nie. Waar die een eindig, daar begin hy na die volgende ene en die volgende ene. Okay, en dan is my resultante vektor, is waar ek begin het, daar, met 'n reguit lyn tot waar ek eindig, daar. En dan is dit my resultante vektor. Okay, so ek teken hulle, eers het die ene gebeur, toe daane gebeur, baie mooi. Teken alles mooi akkuraat. En dan sê ek goed, hier is my beginpunt, hier is my eindpunt, so my resultant is die reguit lyn tussen my begin en my einde. Okay, so daai afstand, sentimeter, gaan vir die grootte van die vektor gee, en dan hoe gaan jy die rigting bepaal, as jy gaan daar 'n verwysinglyn by die begin inteken. En dan gaan jy jou gradeboog vat, en jy gaan hom daarop sit. En dan gaan jy die grade gaan afmeet daarso. Okay, so jou rigting is altyd vanaf jou beginpunt. Jou beginpunt is jou verwysingspunt. Okay, ons gaan hom oefen. So ek sê net vir jou, wat gaan jy doen? Teken 'n rowwe skets om te sien waar hulle sit, dan skryf jy jou skaal, dan gaan jy gaan teken elke liewe vektor, en dan gaan jy die vektorsom kry. Okay, kom ons kyk gou onder, dit sê, 'n meisie loop 100 meter wes vanaf A na B, en dan, daar is jou woorde, en dan, kop aan stert metode. Okay, 50 meter noord van B na C. Wat is haar resultante verplasing? Wat is verplasing nou weer? Verplasing is 'n vektor. 'n Vektor is 'n fisiese hoeveelheid met grootte en rigting. En in jou kop, verplasing is die reguit lyn tussen jou beginpunt en jou eindpunt. As hulle gevra het vir jou, wat is haar afstand? Dan sê jy gesê 100 meter plus 50 meter is 150 meter. Maar hulle vra nie dit nie, hulle vra verplasing, die reguit lyn tussen begin en einde. So kom jy jou graad 10 definisies so moet ken.
Okay, nou sê ek vir jou oplossing 1 is grafies, want ons gaan hom nou hierso bereken ook, want jy kan hom op 2 maniere beantwoord. Maar ek kan nie net begin teken nie. Imagine ek begin teken hier. Okay, daar gaan sy op. En sy moet wesloop ook. Sy van my bladsy af. En dis wat party van julle gedoen het in julle huiswerk. Julle het net begin teken. Okay, maar ons moet eers 'n rofweg skets teken. Sê, sy loop 100 meter wes van A na B. So dit beteken A moes ek hier gewees het en B daar gewees het. En toe loop sy wes so. En wat gebeur toe? En toe 50 meter noord van B na C. So van hier af het sy opgegaan 50 meter van B na C daar. Okay, so daar was my beplanning. So ek sien nou, as ek nou my skets op skaal gaan teken, gaan ek hier aan die regterkant van my bladsy begin. Okay, goed, nou kort ek 'n skaal. Daar's nie 'n skaal vir jou gegee nie. So dis baie keer gaan so wees in 'n toets of eksamen, dat daar nie 'n skaal vir jou gegee is nie. Jy moet dink, watter skaal gaan hier van toepassing wees en jy gaan 'n punt daarvoor kry. Okay, so jy kan amper enige skaal kies, maar dit moet net sin maak. Jy gaan nou nie 1 tot 1 kies nie, nee, want jou bladsy is nie 100 cm lank nie. Okay, so kom ons sê my skaal is 1 tot, okay, en ek dink hier gaan dit ook sin maak om te sê 10. 1 tot 10. Nee, vat jou liniaal en jou onderstreep hom. Okay. Hierdie een wat 100 meter is, gaan wees 10 cm en die een wat 50 meter is, gaan wees 5 cm. Okay, en ek het myself gesê, ek gaan hier rond begin. Okay, nou moet jy net kyk, as jy jou kolletjie teken, dat jy 10 cm gaan inpas, nee, joune is nou super klein. So kyk net mooi dat jy 10 cm gaan inpas. As jy nie inpas nie, moet jy of jou kolletjie aanskuif, of jy moet jou skaal verander. As ons ons skaal verander, hoe kan ons hom dan skryf? 1 tot 20. Want dan gaan dit mos wees 5 en 2.5. Okay, so hierdie is A, hierdie is B en nou moet hy 50 meter noord wees. Hierdie is C. So hierdie is 100 meter wes. Hierdie is 50 meter noord. En nou soek ek my resultante vektor. My resultante vektor. Wat is dit? Dis die reguit lyn tussen my begin en einde. So my begin, ek gaan nou myne ander kleure maak, jy hoef nie. Is daar by A en ek eindig by C. Daarso. Okay, en sy naam is R, want hy is 'n resultante vektor. Wat is fout, Clara? Jy hierdie kant opgegaan. Okay, en nou moet jy kyk. As jy dit nou gaan meet, kry ek dink ek kry 11.2 cm. As jy is nou, as jy wie het hulle skaal verander? Okay. So wie is die skaal dieselfde as myne? Hoeveel centimeter kry jy? Jy 11 gekry. Okay, ek kon nou in my memo het ek ook 11.2 gekry. Maar nou Tian 11 cm gekry. Sal syne nog reg gemerk word in 'n toets of eksamen? Ja, want ek het gesê 2 mm uit kan dit wees. So syne is reg. So as ek sal in 'n toets of eksamen obviously mooi gaan teken met 'n skerp potlood en presies en wat ook al. So as ek 11.2 kry, dan sal ek vat van 11 tot by 11.4.
Okay? Of as jou skaal anders is, dan gaan ek volgens dit gaan werk. Okay. Okay, so maal met 10, so ek kry 112 meter. Die wat 'n skaal 1 tot 20 gebruik het, by hoeveel sentimeter het julle gekry? Wag, almal praat gelyk. Wat sê jy? 55. Nee, kan nie 55 meter kry nie. Jy het 5.5 centimeter gekry? Ja. 5.5. Kyk, kom ons doen gou. 5.5 centimeter en jou skaal is 1 tot 20. So jy moet maal met 20. So jy kry 110. Gaan dit aanvaar word? Ja, want is in die range. So moet jy nou sê 110 meter. 110 meter, ja. Okay, nou kort ons 'n rigting at. Okay, nou het ons, okay, dis nie 'n reglynige beweging nie, so jy kan nie sê op, links, noord, nie. Dis teen 'n hoekie. So ek kan nie een van twee maniere gebruik, want ek het nie vir jou gesê wat se metode moet jy gebruik vir die rigting nie. So jy kan of sê juffrou, ek weet, oei toe. Ek gaan nou net gou, jy hoef nie te teken nie, ek teken nou net vir ons almal. Noord, oos, suid, wes. So jy kan sê juffrou gaan met die windrigtings werk. Ek weet as noord, as wes. Ek gaan kyk wat is daai hoekie. Okay? En dan gaan ek sê reg. Sê nou maar daai hoekie is 30 grade. Dan beteken dit hy's nader wes. Dan gaan ek sê 30 grade noord van wes. Of wes 30 grade noord. Okay? Of as jy met lugvaart wil werk, beteken vanaf die 0 grade lyn hierso. Sê reg, ek weet tot daar's 180 tot daar is 270 grade. So ek gaan my gradeboog daar sit en daai hoekie gaan meet. Dan gaan ek sê daai hoekie plus 270 grade gaan mos vir my daai hele hoekie gee. Ja. Okay, so kom ons sien gou wie gaan noord, oos, suid, wes gebruik. Okay, kyk gou wat julle kry en wie gaan die 0 grade besigheid gebruik. En die res? Wat gaan julle doen? Jy sien, dis tussen noord en wes. Né? Nee? Dan gaan jy daai hoekie gaan meet. Gaan kyk wat is daai hoekie. En dan gaan jy sê daai hoekie noord van wes. Kyk, maar ek gaan my hoekie kry. Jy kan nie nou niks sit en doen nie. Ek bring volgende keer 'n geweer en ek gaan julle skiet. En ek het tegnies al bedank by die skool, so jy kan my maar gaan aankla. So ek nie hier nie. So ek kry 27 grade. Okay, so dit is, wag net, sit stil, 26 grade noord van wes kry ek. Of jy kan daai 26 grade by 270 getel het en dan kry jy 296 degrees. Okay. Graad 11 jou huiswerk is wag, laat ek net gebruik werk kom. Jou huiswerk is vraag 3. En vraag 4. En spoedtoets uitskryfwerk.